Ons kyk in vandag se lesie nog weer na funksies en verhoudings en ons gaan so 'n bietjie verder met funksies en verhoudings. Die eerste lesie waarna ons gekyk het ons gekyk na vloeidiagramme. As hulle vir ons vloeidiagramme gee, hoe om dit te gebruik. Reg. Ons tweede lesie het ons nou gekyk na tabelle. En in daai geval het ons gesê, ons het ons tabelle gekry en dan het ons 'n reël bepaal. Wat gebeur? Met ander woorde, ons het ons reël bepaal, wat ons algebraiese uitdrukking is, wat die masjien is wat vir ons gegee moet word. Vandag se lesie gaan ons nou nog bietjie verder met tabelle, maar in vandag se lesie gaan die reël vir ons gegee word. Ons gaan kyk hoe om dan ons tabelle te voltooi. Nou julle sal onthou, ons het gesê tabelle en reëls kan ook gebruik word om verhoudings tussen inset en uitsetwaardes aan te toon. Nou in hierdie geval word die reël vir ons gegee. Die reël word vir ons gegee, y is gelyk aan 1/2 x minus 2. Nou julle sal onthou toe ons die vloeidiagramme gedoen het ons dit soos volg gedoen. Ons het mos 'n diagrampie geteken wat hierdie vir ons voorgestel het. So ons het gesê ons het ons insetwaardes. Ons x is mos ons insetwaarde. Dan het ons reël wat gebeur. En ons reeltjie wat gebeur is y is gelyk aan 1/2 x minus 2. En dan het ons gesê, kry ons 'n antwoord vir y en y is my uitsetwaarde. Dan het ons nou spesifieke waardes vir x gekies. Ons het byvoorbeeld gesê, as x 0, 1, 2 of 3 is, en ons voer hierdie waardetjie in, dan het ons gesê, as x gelyk is aan 0 in my masjien ingaan, is die antwoord wat ek uitkry, y is gelyk aan 1/2 maal 0 minus 2 en dit gee vir my 'n antwoord van minus 2. Dan kyk ons nou weer as 1 die waarde is van x wat ek insit in my masjien in, dan kry ek 'n uitsetwaarde. Y is gelyk aan 1/2 maal met 1 is 1/2 minus 2 gee vir my minus 1 en 1/2. Ek kan hom ook skryf as minus 1,5. Dan het ek weer gesê, as ek 2 insit, dan kry ek 1/2 maal met 2 wat 1 is, en 1 minus 2 gee vir my 'n antwoord van minus 1. Volgende enetjie wat ek dan nou weer sien, sit ek mos my 3 in. As ek 3 inkry, dan gaan ek kry y is gelyk aan 1/2 maal met 3 minus 2. En dit gee van my 'n antwoord van minus 1/2. Verder het ons ook in ons lesie gesien, dat ons gesê het, maar x is ons onafhanklike veranderlike. As julle nou mooi sal onthou, het ons gesê, x is ons onafhanklike veranderlike, dis 'n waarde wat gekies word, en y is ons afhanklike veranderlike. Hy hang af van wat die waarde is wat ons gekies het vir x. So y is ons afhanklike veranderlike. Nou dit was hoe ons dit dan nou met vloeidiagramme sou gedoen het. Nou, as ons kyk hoe dit met 'n tabelletjie werk, so ek gaan hierdie selfde voorbeeld nou doen met tabelle, en die vraagie sal wees,
Goed, so die vraagie gaan nou byvoorbeeld wees, indien die reël vir die vind van y in die tabel hieronder, y gelyk aan 'n half x minus 2 is, vind die waardes van y vir die gegewe x waardes. Nou ons gaan net gou ons tabelletjie teken. Hier het ons nou ons tabelletjie. Indien die reël vir die vind van y in die tabel hieronder, y is gelyk aan 'n half x minus 2 is, vind die waardes van y vir die gegewe x waardes. Nou die waardetjies wat ons nou vir x kies, wat nou ons onafhanklike veranderlike is nou 0, 1, 2, en dan kies ons nou sommer nog 4 en 10 en 50, sodat ons kan kyk wat ons waarde gaan wees. Onthou, x is ons onafhanklike veranderlike. Julle moet maar hierdie terminologie ook mooi ken. X is ook anders ons insetwaarde, dis die waarde wat ons insit in ons bewerking in. Goed, dan kry ons nou ons y-waardetjies. Ons y is altyd ons afhanklike veranderlike, want y hang af van die waardes van x. So, as ons kyk na daai, is ons afhanklike veranderlike y, en onthou, y is ook met ander woorde die uitsetwaarde, want dit is die waarde wat ons kry, nadat hy deur die bewerking gegaan het. Nou goed, hierdie y is gelyk aan 'n half x minus 2 is my reël. So dit is wat die bewerking moet wees wat ek doen. So kom ons begin in die eerste plek, het ons y is gelyk aan 'n half x minus 2. Nou die eerste waarde van x wat ons kan instel is 0. Met ander woorde, ek gaan daai 0 in x se plek inskryf. Daai nulletjie gaan ek in x se plek inskryf. So ek het y is gelyk aan 'n half maal 0 minus 2. Nou 'n half maal 0 gee ons vir my 0 en 0 minus 2 is my y-waarde, met ander woorde y is minus 2. As ek 0 in my vergelyking instel, dan kan ek my tabel voltooi deur te sit, dit is 0 en minus 2. Volgende enetjie wat ek moet doen is y is gelyk aan 'n half x minus 2. Nou is die volgende getalletjie wat ek moet instel is daai 1. So daai 1 moet nou hier in x se plek gaan ingestel word. So ek kry y is gelyk aan 'n half maal 1 minus 2. Met ander woorde, y is 'n half minus 2, so dit gee vir my y is gelyk aan minus 1 en 'n half. Of ek gaan hom sommer skryf as minus 1,5. So hierdie antwoordjie van my is minus 1,5. Die volgende stapie wat ek nou moet doen, is ek moet weer x gelyk aan 2 in my vergelyking gaan instel. Ek het daai 2, met ander woorde, die volgende getalletjie is nou die 2. Ek moet daai 2 hier in x se plek gaan instel, met ander woorde, ek kry y is gelyk aan 'n half maal met die 2kie en dan nou weer minus 2. Met ander woorde, ek kry y is gelyk aan 1 minus 2, met ander woorde, y se waarde is minus 1. En dan kan ek minus 1 in my tabel gaan inskryf. Volgende een het ek y is gelyk aan 'n half x minus 2. Wat is die volgende waarde van x nou? Die volgende waarde van x wat ons gekies het is 4. So ek kan daai 4 in x se plek gaan instel. Met ander woorde word y is gelyk aan 'n half maal met daai 4 minus my
tweekie en dit gee vir my 2 minus 2 en dit gee vir my 0. Met ander woorde, y is gelyk aan 0 en ek kan 0 hier in my vergelyking gaan instel. Volgende waarde wat in die tabel gekies is vir x is nou 10. Onthou my vergelyking is y is gelyk aan 'n half x minus 2. Dit is my reël wat ek moet toepas. So ek gaan daai 10 hier in die x se plek instel. Met ander woorde, ek kry y is gelyk aan 'n half maal met 10 minus 2 en dit gee vir my 5 minus 2, met ander woorde, y is gelyk aan 3. So ek kan 3 daar in my vergelyking instel. Laaste ene het y is gelyk aan 'n half x minus 2 is my reël. Die getalletjie wat ek nou kan instel, gaan daai 50 wees. So ek moet die 50 in x se plek instel. Nou kry ek y is gelyk aan 'n half maal met 50 minus die tweekie. Nou die helfte van 50 weet ons is 25 minus 2 en 25 minus 2 gee vir my 'n antwoord van 23. Met ander woorde, die laaste waarde wat ek vir y in my tabel instel is 23. Jy kan hierdie nou oefen deur jou huiswerkies mooi te voltooi. Ek gaan vir jou 'n paar tabelle met 'n spesifieke reël neerskryf en dan kan jy die uitsetwaardes vir die gekose insetwaardes bepaal. Geniet die huiswerk, onthou practice makes perfect.